Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing, now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open when you call my name. I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Vriende, hallo, my naam is Clement Martin en dit is vir my lekker om vandag op hierdie virtuele manier saam met jou te kuier. Ons kom uit 'n baie belangrike tydperk, 'n naweek, as deel van die kerklike kalender vir ons as gelowiges en ek wil so ietsie rondom dit vandag met jou deel. Maar voor ons daar kom, het ek gedink as inleiding om vir jou so ietsie oor myself te vertel. Ek is 'n groot
musiekliefhebber. Dit is deel van my DNA, dis wie ek is. En ek het in 'n groot familie groot geword waar almal en enigiemand het iets opgetel en hulle kon dit speel. En so dis al van baie jongs af is dit deel van my lewe. Ek het ook vir baie lank in my lewe rugby gespeel, enige sport eintlik, maar rugby was altyd my groot voorliefde gewees, bevoorreg genoeg gewees om provinsiaal te speel, by maties 'n draai te gaan maak, voordat beserings my begin kelder het en ek toe uiteindelik moes ophou daarmee. En toe het ek so 2 jaar terug het ek die draftekkies opgetel. Nou kyk, dis 'n goggaatjie, as hy gebyt het, dan byt hy nogal seer. Weet jy wie van julle dalk lief is vir draf nie? En ek hardloop tans vir die Parel Club, wat baie lekker is, want dis 'n baie lekker hardloopgemeenskap daar in die Parel. En dan het ek uit die aard van die saak en uit die aard van my werk het ek 'n groot liefde vir die kerk. Nou, daar's baie goed waaroor gelowiges so half nie regtig ooreenstem nie. En ek vir baie lank in my lewe was daar baie goed wat ek verskriklik rigied oor was. En soos 'n mens ouer raak en deel is van voltydse bediening, dan kom 'n ou agter, weet, daar's nie noodwendig, dinge is nie altyd net swart en wit nie. As dit kom by goed soos afgeleide waarhede en absolute waarhede, dan weet, maar dis 'n teologiese gesprek vir 'n ander dag. Maar daar's een ding wat ek glo ons nie met mekaar nie kan saamstem nie. En dit is, jy kan nie lief wees vir die Here en nie lief wees vir sy kerk nie. Dit is ononderhandelbaar. En daar's so baie mense wat sê, weet, ek het nie tyd vir die kerk nie, ek het nie lus vir die kerk nie, kerk het my seer gemaak of wat ook al. Maar ek is daarom lief vir die Here. Dit werk nie so nie. Ek is verskriklik lief vir die Here en as gevolg van my liefde vir die Here is ek lief vir sy kerk en vir sy mense. So ek het in 2013 het ek deel geraak van die personeel by Vredelust Gemeente nadat ek internskapjare gedoen het. 2015 het ek begin teologie swat deur 'n Amerikaanse universiteit in Ames, Iowa, deur 'n partnerkerk wat ons gehad het in Orlando, Florida. En in 2019 het ons begin samesprekings voer met die Kweekskool op Stellenbosch, gekyk of hulle nie my studies oor see sal erken nie, wat hulle toe het. En ek kon inskryf 2020 vir nagraadse studies by die Kweekskool. Dit afgehandel einde verlede jaar en in die proses ook gelegitimeer as 'n diensleraar. So die kerk is deel van wie ek is en alles wat ek doen en dit is so 'n groot voorreg. En dan het ek ook my vrou, my pragtige vrou Annel in die kerk ontmoet. Sy is 'n grimeerkunstenaar, 'n bridal make-up artist. Sy help ook met baie van die digitale media by Vredelust Gemeente. Sy help ons ook met 'n klomp sisteme en prosesse. En ons het so 2 maande terug, het ons die knoop deurgehak. Is ons getroud en ja, wat 'n groot voorreg om ook hierdie fase van ons lewens saam te kan ingaan. En ek dink op daai punt van fases, weet, oral deur 'n ou se lewe gaan jy deur 'n fases en elke fase waardeur jy gaan, is daar 'n next step. Weet, ek dink as jy in die laerskool is, dan weet, is die volgende vraag, maar waar gaan ek hoërskool toe? In die hoërskool wonder jy oor wat is die vakke wat ek gaan vat as ek in standaard 8 kom. En dit uiteindelik het aanleiding tot wat gaan ek studeer na skool? Gaan ek studeer? Gaan ek werk? As ek studeer, waar gaan ek studeer? Weet, die hele tyd hierdie ding van wat is volgende? As jy klaar geswat is, jy weet, waar gaan ek werk? Weet, ergens in daai prosesse begin jy oogies maak vir 'n ouetjie of jy begin oogies maak vir 'n meisie. Weet, en dan is die volgende vraag nie, maar wanneer dan nou? Weet, wanneer staan julle dan nou voor die kansel? En weet, ergens op 'n stadium as jy daai stap geneem het, weet, dan is die voornemende oumas en oupas, weet, maar wanneer dan? Weet, oral is daar hierdie ding van wat is volgende? En ek dink die
Selfde vraag het ontstaan by die Jesus-volgelinge, veral rondom die Paastyd en Paasnaweek. Ek wil nie eers praat van die dag en 'n half na Jesus se kruisiging en sy sterwe nie, want ewe skielik is hulle Messias, die Messias wat sou kom en sy volk sou kom red, ewe skielik is hy nie meer daar nie. Selfs na Jesus teruggekom het, aan hulle verskyn het, en na sy hemelvaart, wat ons in 'n paar weke van nou af gaan vier, het hulle so afgevra, maar wat nou? En ek dink dieselfde vraag ontstaan by ons as gelowiges, veral ons wat Paasfees vier, jaar in en jaar uit, en ergens op 'n stadium begin ons vir onsself vra, maar wat nou? En ek het al baie vir myself gevra, maar wat nou? Wat is die nadraai van Paasnaweek en van die Paasgety en van die Paasfees? En ek glo in die enkele paar minute wat ons vandag saam met mekaar het, wil ek vir jou so half na hierdie vraag kyk aan die hand van 2 eeueoue Christelike konsepte wat ons van leer in die Bybel, en dat dit ons stuur na wat nou. So, ons sien Jesus verskyn aan sy disippels die Sondag aand van Opstanding Sondag, maar Thomas, een van die 12 disippels, is nie daar nie. En dis nogal 'n belangrike deel van vandag se boodskap, en ek gaan aan die einde gaan ek daaraan raak, en dan is die res van die disippels is ongelooflik opgewonde oor hierdie verskyning van Jesus, en hulle probeer oordra aan Thomas, maar ons het vir Jesus gesien, en ons sien in Johannes 20 vers 25 sê Thomas, maar ek sal dit net glo as ek my vingers in die gate kan druk waar die spykers was, of as ek aan die, my hand kan indruk in die gat in Jesus se sy, en dis duidelik soos daglig, Thomas sê, I will only believe it when I see it. En ons stel die storie van Paasnaweek op 'n week na Jesus se opstanding, 8 dae om presies te wees, min of meer waar ons vandag is. En eintlik maar waar Jesus vir Thomas die bewyse gee waarna hy verlang het, maar daarmee saam leer hy vir hom 'n baie, baie belangrike les, en hy leer vir die disippels 'n baie, baie belangrike les, en hy leer vir ons 'n baie belangrike les, waar ons vandag is, veral in 'n tyd wanneer daar baie geraas, baie noise is oor Christendom en dit wat ons glo. En Jesus sê vir Thomas in Johannes 20 vers 29, Thomas, jy het geglo omdat jy my gesien het. Maar hy sê, salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Blessed are those who have not seen and yet have believed. En ons gaan aan die einde gaan ons terugkom na Thomas toe. En so ons sien die Bybel leer vir ons dat verlossing, salvation, 'n geskenk is wanneer 2 goed saamwerk. Genade, dit wat Jesus gedoen het, en geloof, wat ons reaksie is op dit wat Jesus gedoen het. So, verlossing is nie 'n produk van die hoeveelheid geskiedkundige kennis wat ons het, of die hoeveelheid bewyse wat ons sien nie. For it is by grace you have been saved through faith. En dis presies hierdie 2 eeueoue Christelike beginsels wat ek glo vir jou vandag met nuwe oë na die Paasverhaal en die relevantie daarvan vir jou sal laat kyk. So bly by my, ons gaan vinnig deur 'n paar goeters gaan, en ek glo dit gaan jou seën vandag. So ons sien genade en geloof is 2 van die mees geleerde gepreekte doktrines, veral julle wat nou dalk al vir baie lank deel is van die kerk en van die DNA van die kerk. Ons sien dis oor en oor die jare heen is dit gepreek. Maar selde word dit gekombineer of selfs behoorlik uitgelê en verduidelik. Nou ek het geleer as 'n jong bedienaar, jy moenie flaf met hierdie goed nie. Verduidelik wat dit beteken. Moenie wishy-washy wees oor hierdie goed nie. Nou in kort, wat is genade en wat is
geloof. Wat is genade? Genade is dit wat Jesus gedoen het en geloof is ons reaksie op wat Jesus gedoen het. Die gevaar oor die jare is dat persone wat fokus op en wat genade as 'n hoofvak dryf, geneig is om te glo dat geloof nie veel saak maak nie. Dit gaan maar slegs oor dit wat God gedoen het. En dieselfde geld vir die ander kant van die spektrum. Mense wat ingestel is op egte geloof, los nie veel ruimte vir die genade van God nie, maar daar's 'n sterk verhouding tussen hierdie konsepte en wanneer ons dit reg verstaan, kan ons hierdie kennis wat gebruik om ons lewens in te rig en te lei. En dis slegs wanneer ons geloof en genade kombineer, wanneer ons by waarheid uitkom. Die woord sê nie ons is gered omdat daar genade is nie. Maar die woord sê ook nie ons is gered deur net geloof nie. Die twee werk baie nou saam. Nou die grondtekste vir genade en geloof is vir genade charis en vir geloof is pistis. Nou, net 'n kantnota. Te veel het ons die geneigtheid om sekere Bybelse beginsels en Bybelse waarhede te vat en daarop te fokus met die uitsluiting van ander Bybelse waarhede. Dis waar ons in die moeilikheid beland. Daardie moeilikheid is bloot ons wat een waarheid tot 'n uiterste vat of in isolasie sien. Geen waarheid in die Bybel sal ooit in isolasie staan met ander Bybelse waarhede nie. Genade en geloof is presies dieselfde. Ek dink aan, dis soos natrium en kloor. Genoeg hoeveelhede van beide kan ons doodmaak, maar as jy die regte hoeveelhede van die twee op die regte manier kombineer, kry jy natriumkloried, wat is? Tafelsout. En sonder tafelsout kan ek en jy nie lewe nie. Wel, of sonder gaan nie. Hoekom is dit belangrik om hierdie balans te verstaan? Nou, almal het waarskynlik hulle eie definisie van wat genade is. Genade is eenvoudig onverdiende guns, unmerited favor. Dis die letterlike betekenis vir die oorspronklike Griekse woord charis. Nou, onverdiende guns beteken God het goed vir ons gedoen en sal aanhou goed vir ons doen, ongeag wat ons vir hom gedoen het, of wat ons selfs verdien. Dink maar aan die dief wat langs Jesus aan die kruis gehang het, toe hy vir hom vra, maar Here, dink tog net aan my, as u vandag die paradys binne gaan, en Jesus sê vir hom, luister jy my pel, jy gaan vandag saam met my. Imagine die ouens in die hemel wat hierdie dief gesien het en wat geweet het hoe sy lewe gelyk het. Imagine, hulle het vir hom gevra, maar hoorie, wat sou jy? En kan jy net indink hoe hy vir hulle sê, Jesus het vir my gesê, ek kan maar kom. Hy gee dit vrylik, nie gebaseer op ons optrede nie, want die waarde van God se genade kom juis na vore wanneer ons lees dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8. Romeine 3 sê, we all fall short of the glory of God, because we all have sinned. Jesus het vir ons gesterf voordat ons ooit vir hom enigiets gedoen het. En omdat genade nie op performance baseer is nie, is dit vrylik beskikbaar aan enigiemand. Kyk wat skryf Andrew Womack, ek het so 'n klein boekie van hom op my boekrak. Hy sê, no matter how good we are, we get no more grace. But no matter how bad we are, we get no less grace. Titus 2 vers 11 sê, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. En hy is die versoening vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld, 1 Johannes 2:2. Maar dit beteken nie almal is gered nie. Genade is vrylik beskikbaar aan almal, soos wat ons in Titus 2 sien, maar genade alleen kan nie red nie. Genade alleen stel nie die krag van God vry nie. En dis waar geloof van uiterste belang is, want geloof is ons reaksie op daai onverdiende guns van God.
Mense vra gereeld, hoekom doen God nie dit nie, of hoekom doen God nie dat nie? Hoe kan hy dit maak gebeur? Maar kyk hierso, voor die krag van God in ons lewens manifesteer, moet ons reageer op dit wat hy vir ons gedoen het. Dit is so 'n kritiese waarheid. Alles hang nie net af van God nie. Genade is wat God gedoen het. Geloof is ons reaksie daarop. Grace is God wat vir ons sê, luister hier, ek sal voorsien in julle behoeftes om 'n kerk vir die toekoms te wees. Geloof is om 'n 12 miljoen projek te begin, soos wat ons begin het by Vredelust gemeente, sonder dat ons weet waar sent vandaan gaan kom. Grace is God wat sê, ek soek 'n lewegewende kerk in die Brackenfell-Kuilsrivier area. Geloof is om te vertrou dat die ring sal saamwerk en die personeel daar sal wees en die finansies daar sal wees. Soveel so, dat ons op die 29ste Januarie 2017 Familiekerk Bottelaryse se deure vir die eerste keer kan oopmaak. Ons is deel van die proses. Vat verlossing as 'n voorbeeld. God het verlossing aan almal beloof wat nog ooit geleef het. Moordenaars, diewe, selfs verkragters. Almal. Maar nie almal word gered nie, want nie almal reageer positief op wat God gedoen het nie. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie. Dis 'n plek wat hy vir die duiwel en sy engele voorberei, soos wat ons in die woord sien. Maar mense beland daar omdat hulle kies om God se genade te verwerp. Geloof is gebaseer op kennis van God se woord. As jy verkeerd dink, gaan jy verkeerd glo. En daarom moet ons 'n paar goed duidelik maak rondom hoe ons oor geloof dink. Ons kan nie doen wat Jesus gesterf het om te doen nie. Ons kan slegs deur ons geloof ontvang en geloof plaas in dit wat Jesus reeds gedoen het. Ek bely nie die woord van God sodat God my gesond kan maak nie. Ek bely, by his wounds I am healed. 1 Petrus 2. Geloof laat slegs toe dit wat God reeds voorsien het deur sy eie vrye wil. Anders gestel, geloof kan nie laat gebeur wat God nie voorsien het nie. En indien ons dit verstaan, gaan ons die struggle uit geloof uithaal. Die gevaar is, geloof word dikwels met werke, dit wat ek doen, misgis. Betaal my tiende, doen uitreike, gaan kerk toe, kom op die vrywilligerspan. Dis prestasiegedrewe gedagtes wanneer ek wil aandag vestig slegs op dit wat ek doen. En dis wat godsdiens wil hê ek moet doen. Het jy al ooit gewonder hoekom? Dis eenvoudig. Want om goed te doen, to do good, is voordelig vir godsdiens. Godsdiens sê ek moet kerk toe gaan, maar godsdiens sê nie ek moet kerk toe gaan omdat ek lief is vir die Here en omdat ek lief is vir sy mense nie. Ek het nie lief geraak vir die kerk omdat ek 'n dominee is nie. Ek is lief vir die kerk en daarom vloei alles anders vanuit dit uit. Godsdienst sê eerder, as jy nie kerk toe gaan nie, gaan God jou nie seën nie. Dan begin dit sin maak hoekom mense mismoedig raak met die kerk, want hierdie manier van dink put jou siel uit. Terloops, om kerk toe te gaan verander nie God se houding teenoor ons nie. Om kerk toe te gaan verander ons houding teenoor God. Wat het dit alles met disippels en Paasnaweek te doen? Ek het aan die begin gepraat van, wat is die naderdraai, wat is die volgende stappe? So wat het dit alles met disippels wees en Paasnaweek te doen? Indien die disippels nie genade reg verstaan het nie, so hulle waarskynlik gedink het dat hulle rabbi, Jesus, vir hulle alleenlik die afskuwelike kruisdood gesterf het. Die verlossingsboodskap dat Jesus Christus onselfsugtig vir die hele wêreld gesterf het, sou dalk net in die kringetjie van die handjievol Jesus volgelinge gebly het. Of dalk sou hierdie mans en vrouens gedink het dat hulle foute en gebreke en tekortkominge, nes ons ook het, vir ewig maar net regverdig sou wees, want genade is volop. Wat natuurlik nie waar is nie, en dis waar geloof inkom, want geloof is ons reaksie juis op hierdie onverdiende guns
van Jesus. Geloof in Jesus se sterwe en opstanding is wat gemaak het dat die disippels die wêreld ingegaan het en ook vir persone wat nie van hom geweet het nie, daarvan vertel het. Onthou ook, as die disippels moes versigtig wees dat 'n verkeerde verstaan van geloof wat 'n prestasiegedrewe lewe is, nie gelei het tot geestelik hoogmoed nie. Iets waarvoor ek en jy vandag ook moet versigtig wees. Om in Christus te glo, gaan nie net oor die kennis van sy lewe en oor fisiese bewyse nie. Kan dit ook wees, soos in Thomas se geval. Maar dit gaan oor 'n bekering, 'n diep vertroue en 'n toewyding aan hom en sy werk, wat uiteindelik ons lewens in gehoorsaamheid aan hom rig. Ek weet is moeilik. Ek weet die lewe daar buite is ruthless en is cruel en is seer en is vol pyn. En genade en geloof, not so easy. Maar ek wil vir jou vandag encourage, hoe kry jy dit reg? Hoe raak genade en geloof makliker om toe te pas in jou lewe? Daag op. Ons sien, Thomas was nie teenwoordig toe Jesus aan sy disippels verskyn het nie. En indien jy afwesig is as Jesus opdaag, gaan jy dit moeilik vind om sy beloftes te glo en jy gaan dit moeilik vind om te deel in die opgewondenheid van ander gelowiges. Het gebeur met ons ook. Ons posisioneer nie onsself om teenwoordig te wees wanneer Jesus opdaag nie. Dienste, klein groepe, worship aande, fellowship geleenthede, uitreike. En dan sukkel ons om te glo en ons sukkel om ander so opgewondenheid te verstaan. En dis hoekom ons jou uitdaag om die 40 dae veldtog wat gaan oor verhoudings by te woon, om 'n dieper verstaan van God se woord te hê tydens Sondagdienste, om van daai genade te hoor wat vir ons vrylik gegee is, om huiskerk byeenkomste by te woon, om ander gelowiges se stories te hoor, om ons dagstukkies te lees wat spesifiek oor die veldtog gaan, om 'n dag vas te doen wat opsioneel is, wat nie verpligtend is nie, maar wat jou geestelike lewe gaan aanwakker en jou geloof gaan versterk, om aan ander 'n uitnodiging te rig om in hierdie tyd deel te raak van die gemeente, sodat hulle ook God se genade kan sien, en om jouself beskikbaar te stel vir ons uitreikgeleentheid op Saterdag die 7de Junie. Ons wil jou nooi om temas soos die huwelik, ouers en kinders, medegelowiges, ongelowiges en verhoudings by die werk by te woon, sodat jy kan groei in jou verhoudingslewe, maar ook te groei in die genade van Christus en om te groei in die geloof, dat ons soos kinders sal glo dat dit wat Jesus gedoen het, dit wat ons sien en beleef het rondom die Paasnaweek en die Paastyd, dat dit ons sal aktiveer om ook vorentoe te gaan en ons lewens meer intentioneel vir hom te lewe. Dankie Here vir u goedheid en vir u guns. Help ons ook in ons kindskap van u om soos kinders te glo dat u vir ons goed is. Help ons daarmee deur middel van u Gees in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Teken aan vir ons veldtog. Dit gaan jou seën. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that turned my heart to free, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. He's where my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, unending love, amazing grace. Vader onbeskryflik goed het U aan my bewys. Verlore kind, 'n wêreld weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël, my lewe kanse tyd en geld is nutteloos verspeel.